ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk wil Riviera, sodat jy nie hoef nie, en welkom by my episode 9 recap. Ek drink vandag 'n lekker bottel spier, Sauvignon Blanc. Ja, kyk, partykeer kan ek fancy wees met 'n bottel spier, ander keer is dit alweer 'n dosie. Mens noem dit balans. Okay, goed dan. Rond in vandag se episode is die manne nog in Rooiberg en die girls nog in Pretoria. So kom ons kyk, hoe gaan hulle nog hulle weekends? Right, ons kopie episode af met Rihanli wat vir JJ bel. Hallo daar. Mis jy my? Ja, so 'n bietjie. En sy vertel hom nou al van die eerste aand se drama. Gisterond was alweer 'n bietjie drama. Ek het alweer 'n vragie gevra wat ek nie moes vra nie, maar En hy soos, maybe moet jy ophou stir. Dink jy nie met net 'n bietjie stil bly nou en dan nie? Ja, Elke keer as jy iets ek- vra is daar moeilikheid. ja, nee. Sy dink dalk sy's chommies met almal, maar is sy regtig? En ons weet, Roan gaan nie die Saterdag join nie, want hy het 'n doekebraai. Hy het baby shower. Nee, hy kom nie. Hy het 'n doekebraai, dink ek. Ook dis belangrike werk. Hy het baby shower. Okay. Julle chommy is nie lus vir julle nie. Hektiek. Daai man wil nie deel wees van die show nie. So 10 jy sal gedoen het. Ek's nou nog nie sy beste pel nie. Maar JJ is soos, dis fine. Hy's anyways nie regtig chommies met ons nie, so dis fine. Charles nog nie sy beste pel nie en ek dink Corrie is ook nog nie sy beste pel nie. So nee, ek kon nie doekebraai maar gedoen het. Maar Roy, wie is daar? The next moment kom hier iemand aan en ek hoor net hierdie klanke. Guess who's back? Back again. Shaw! Shady's back. Oh, hi. Oh hi. Hi. Oh hi. Oh hi. Al hinkepinkend, though. Honestly, as ek 'n operasie gehad het die vorige dag, sou ek dit melk. Baie om hier te hê, maar ek kan sien hy hanke pink maar. Ek sou nie opdaag nie. Maar ons hoor Charlotte the bad case van FOMO, so hy's daar. Ek staan nie op genade. Van kleins af voel ek maar ek moet op niks uitmis nie. En kan ek net sê, Ben, Rooiberg is 3 ure van vereniging af. So daai man het vroeg die Saterdagoggend opgestaan en deurgery vir 3 ure net om die Sondag weer terug te ry. Net daai operasie gehad het die vorige dag. Ek sê nie dit doen nie. Ek sê nie dit doen nie. So dit is daai fear of missing out is maar iets. Ook sny naweek dat ek kinderlik excited is om saam met my vriende te wees. So cheers op Shaal. Anyways, dan oor na Pretoria by die vrouens. En die mood is so 'n bietjie somber. Dis so dit ook klink as ek 'n babbela sê die oggend. Ons het in een bed geslaap, so ek en Rihanza is eintlik bietjie moeg vir ons hier sit. Ons het min geslaap want ons het lekker gesels. En Bernelie sê sy dink Rihanza het gevoel hulle almal pik op haar. Kon sien iets het Rihanza gepla. Sy het gevoel dat sy half opgepik was. Maar sy dink ook daar's iets dieper fout. Wat glad nie die geval is nie, maar ek dink daar's baie dieper dinge wat Rihanza wegsteek. Ek kry haar jammer. Dan op 'n stadium drink Bernelie en Rihanna 'n bietjie koffie. Met die game te na gisterond, toe moes jy nou weer in Dis ook in 'n alweer. gat trap ook alweer in 'n gat. En Rihanna sê sy dink dalk Rihanna het geoorreageer. Ja, ek dink net weer eens het Rihanza 'n bietjie onnodig gereageer. Dit was nie eers so intense vraag voel ek nie. Ek dink daar's ander goeters wat haar op haar druk. Okay. So obviously word Rihanna dan wakker, sy's in 'n goeie mood. Snaaks genoeg voel ek vanoggend alraai. Ek dink ek het met 'n nuwe gemoed opgestaan. Maar dan hoor sy iemand praat oor haar. Ek weet Bernalie en Rihanna is besig om te praat oor my. So ja, sy voel weer mense praat vir haar agter haar rug. Waar hulle praat, weet ek nie. Ek sal nie verbaas wees as dit nie goeie goed is nie. What a way to start today. Hi. Anyways, die manne is dan op 'n game drive en hulle jag pannekoek. Die oggend gaan ons met die game viewer 'n bietjie pannekoek koop. Okay. Ek voel om pannekoek te eet in die sonlig is 'n crime. Dis net gemaak vir eenerige dae, maar okay. By die winkel. Ek dink is die enigste winkel. enige iets. Plus ons hoor bietjie meer oor Charles se pypie. Charles, ek praat vanoggend vinnig met Rihanna. Weet jy wat sê sy vir my? Ek sê maar jy's nou hier. Sy sê, "O ja, hy het nou 'n pypie in sy pypie," sê sy vir my. Nee, het meer 'n pipe in my pipe. If you know what I mean? Jy weet my vrou noem hom nie 'n tollie nie, is 'n tollie monster. Okay. Maar Corrie is nie super keen op die vuil jokes nie. Mans praat anders as vrouens gewoonlik nie baie is nie. Dit's harmless. Corrie, skiesie nee. Dis 'n show op Showmax wat het jy verwag. Anyways, hulle vind die panne. En die koeke. En die pannekoeke.
Jessie oom, hierdie is nou diens. Is 'n drive-through vandag. Dis nou diens oom. En daarna chat hulle oor die vrouens se drama. Ek wonder hoe gaan dit daar? Ja, kom ons sê maar net ja. Ja nee, en ek my kaks het alweer wit. En Shaal is oor dit. Man, typical fashion is die fucking vrouens alweer aan mekaar. I don't know what we're gonna do with them. Ek weet nie, wat is dit met vrouens in moeilikheid? Ek dink julle thrive op dit. Ek weet nie. Maar dan maak Corrie 'n sekere observation. Bernalie drama met Lanai gehad en toe Bernalie drama met Rihanna. Hey, common denominator is Bernalie daarso. Makes you think. Anyways, hulle praat 'n bietjie oor Roan wat afwesig is. Waar is ons vriend? Ek dink nie Ron like ons so baie nie. Ek dink. Maar weer eens het Corrie 'n ander opinie. Ek dink hulle is bietjie te krities op hom. Hulle gee die man nie kans nie, jy weet. Dit is sy lewe en dit is sy prioriteit. Is Corrie the voice of reason? Hello? Oh, hi. En hy is terug in Pretoria en die vrouens het 'n spa day. Jo, oukies. Johanna. En goed is chill vir 'n slag. Jy klink jy drink, Lanai. Jessie, sorry ja. Ek is so in vervoering hier met Plus Bernalie Florianza is finally net haarself. want jy was nou jouself. Jy is perfek. Jy maak niemand seer nie. Okay. Maar ja, hulle almal bond lekker, praat oor stres. Nee man, julle gee my stres. Ag, toe, dis nie so Ja, kyk, erg ek nie. het met al die freaking stres wat jy my gee. Ja, Waaroor stres jy? Is maar om altyd seker te maak jy gee die beste vir jou kinders. Ek stres nogal baie oor klein goedjies wat nie eers saak maak nie. En hulle maak regtig oop teenoor mekaar. Dit is lekker om 'n dieper kant van iemand te sien, want as jy soos 2 ure met iemand is baie anders as wat jy 'n naweek met iemand is, saam met iemand in dieselfde bed slaap. En ja, dit was super relaxing om te kyk ook. Ander woorde vir 'n bietjie boring. Ek dink hierdie is 'n baie lekker omgewing gewees wat geskep was. Anyways, ek is jaloers op hulle massages, so kom ons gaan aan. Terug by die manne wat manly stuff doen. Omdat dit nou nie jagseisoen is nie, het ek besluit kom ons gaan skiet net by die skietbaan. Wow! Man, yeah! Ja, hulle skiet. Mooi, al frikadel. Moenie kyk. That's not gonna be good though. Eventually het Corrie en Shaal die slegste geskiet. Dankie tog. Ek het gewen en Corrie is net so op my hakke. Hy het baie goed geskiet en toe Shaal amper die teiken misgeskiet. Toe sê ek soos, Shaal gaan kyk vandag. En die verloder moet met 'n paintball gun geskiet word. Een wat verloor moet julle sê maar wat gebeur. Corrie 'n paintball gun gebring. Sien jy wat verloor met hardloop, Corrie? Honestly, what the f***? Ek tel tot by 3, Corrie hardloop, JJ skiet. Het hulle breinstande by die huis gelos. So ja, Shaal gaan nie geskiet word nie as gevolg van mediese redes. Die mediese redes, jy weet, mediese redes. Ek kan nie hardloop hier so, sorry Corrie. Corrie, jy moet maar gaan joh. Heerlik. Jy weet die ou manne. Ja, daar's die gemelkery waarvan ek gepraat het. So arme Corrie moet maar hol. Corrie, moenie raak geskiet word nie. You can do this. So ek luister vir Shaal, as hy iets sê van go skiet ek. Corrie, wag, bra, drop hy ding bietjie. Maar voor hy hol, skiet hulle hom op joh. Okay. Ja, dit is my nek, bro. Ja man. Go, get it, hardloop. Plus hulle skiet hom met sy eie gun. Isn't it ironic? Isn't it ironic? Don't you think? Ek het nog by een gekom met die skiet JJ. Trigger happy, bliksem. Waar is hy getellery? Oh mama, en hy bloei. Trigger happy hierdie ou. Skers, daai gaan 'n wenner wees. Daai is 'n wenner. Ek sal nooit mans kan verstaan nie. Hoe is dit lekker? Seker want hulle bloei nie elke maand sonder om daarvoor te vra nie. So hulle moet seker maar ietsie doen om dit te kry, you know what I mean? Okay. Ja, dit het nie baie lekker gelyk nie, ek weet vir jokkie. Yes. Eina pyn, kyk hoe blou is hy ding klaar. Dit was lekker. Glad nie vir Corrie geboelie nie, dis 'n mannending. Anyways, oor na die girls wat nou gaan zipline. Zipline. Ek sien uit vir dit. Welcome to your adventure zone. En of course, Slay Lanai met haar outfit. Hopefully you guys will have a great time. Slay, ons hoor Bernalie het hoogtevrees. Shane Byrne is bietjie hoogtevrees. I am afraid of heights, All right. so it's going to be a problem. En Rihanna ook, maar sy laaitjie trill. Ag, ek bedoel nie trill. I'm also afraid but I like the thrill, so. Silly me. No need to be afraid. It's 100% safe. Okay. All right. Ek gaan hierdie aktiwiteit doen want die girls dink ek gaan dit nie doen nie. Alles ek hoogtevrees. Maar ek moet net gesê, dames, 'n mens het hoogtevrees. Jy is nie hoogtevrees nie, jy het hoogtevrees. Jy is claustrophobic, maar jy het hoogtevrees. Wag,
gaan ek voel ek wil hulle vloek. Nee, maar jy moet jou hoed afhaal. Dis Ja, ek kan hom ophou as baie warm boos. Okay, maar koes maak hom langer. Yes, bitches. Anyways, hulle laai nie zips. My asemhaling is buite beheer. Hulle zipline. Maar toe dit Rihanna se beurt is, raak dinge tens. Ek sit my hande op die ding en ek dink net soos, hoekom Rihanna? Hoekom like jy hierdie goed? Maar dan gaan sy. Go Rihanna! Go Rihanna! Go Rihanna! Go Rihanna! Sy kan ons glad nie hoor nie. Ja, dit was maar net so 'n bietjie editing daarso. We're back! Yay! Lekker man, lekker julle. Yay, Maar luister, draai jou rug op my. Sê wil dit weet nie, né? Jy sien, ek het jou gesê. Weer terug by die manne en hulle is alweer op 'n game drive. En ding is jokey wokey. Ek by default, nee, seil net verby al die kap. Is dit? Ja, Avoid. ek het 'n mediese kondisie. Hy bordjie in jou kar voor hê. Maar dan raak dit waarskynlik diep, want Shaw begin praat oor JJ en sy pa se verhouding. Dit is vir my swaal sommer julle twee so close is. Weet jy? Ek en my pa. Ja, nee, ons het baie close band. En dan vra hy uit oor Corrie se pa wat blykbaar oorlede is. Dis hartseer oor jou pa, Corrie. O, ja. Ek is jammer. En ons hoor Corrie se pa is oorlede aan COVID. Nee, maar hoe lank is jou pa nou al oorlede? 2021. En wat was dit? Kyk. COVID. Jy speel. Ja, En Corrie voel nogals dat hy praat eintlik net oor sy pa met soos sy closeste mense. Dis nie vir my moeilik om te praat oor my pa nie. Maar die mense met wie ek praat oor my pa is baie close mense. So hy's bietjie ongemaklik. Hy en Shaw en JJ is nog nie so close nie. So dit is my nuwe terrein want ek sien Charles druk vir dit. Hy vra oor my pa en dit. En ja, ek ken hom nie goed genoeg om daai deel van my vir hom te wys nie. Maar ja, sterkte Corrie. Terug na die jokes, okay. Ja goed, lekker. Lekker. Einste boy. Kom ons gaan ry vir 'n fiets. Kom ons hier daaroor praat nie. My tollie is seer. Dan gaan ons terug na die girls en is beerpong time. Girls, kom hier so, ek's op die stoep. Of moet ek eerder sê, alles pong time. Ek kry net al die drank wat daar is in die huis. 'n Bietjie van die een se dit, 'n bietjie van die een se daai. My hande, jy spike hulle. Verrassing met elke slukkie. En of course is dit eers weer 'n gestreiery oor die reels. As jy hom hop, kan ek hom wegslaan voordat hy ingaan. Nou, dis mos die beerregte beerpong. Luisterie, my game, my reels. Sien ou hy is nie. Hulle ken nie eers die reels nie. Maar honestly, is dit 'n beerpong game as jy nie eers stry hoe om dit te speel nie? Weet julle nou wat die reels? Nee, want julle verduidelik soos julle gaan. Okay, luister nou, bly stil. Moenie my wag. Moenie my Kan julle interrupt mekaar 'n nie. kans gee om te praat? Anyways, hulle speel lekker. Kyk som vat. Ek weet nou wat dit is. Gee my gou daai leeg doen dit glas. reg. Die ridders neem dit bietjie ernstiger op as Benelie en Lanay. Wat gebeur as ons glase op is? Kies net een. Daar's 100 glase. Maar wat gebeur as hulle dan verloor julle? Toe was ons lekker op 'n stasie en julle nie. Hou op met jou handjies. En mens kan sien Benelie en Lanay se drinks begin hulle tref. Die ander twee het giggelsap gedrink of iets. Maar hulle gaan nou meer kies as ons. Cheers julle. Is jy al dors? Ja, julle moet nou 'n bietjie begin balle inkry, hoor. Hulle is nes ons. Al is hulle op die TV, hulle is nes ons. Oh, sorry. En vir 'n slag is daar nie spesifieke wenners nie. We call it a tie. We call it a yes. Okay. Wow. So dit wys julle dis die mans wat die kompetisie inbring, nie die vrouens nie. En ja, daarna oomf hulle. Oef en ons oef daar, ja. Hierdie is wat 'n girls weekend is. Lekker man. Om by die mans dan af te sluit, gaan hulle na die local bar op die dorp. Okay, so die theme is nogals koeke en panne daar by hulle, want eers was dit die pannekoek en toe is hulle by koekepan. Wow. Op die bokke. Op die bokke! Op die bokke. Okay. En dan om die girls se deel af te sluit, ek sê girls, vrouens. Om die vrouens se deel af te sluit, gaan hulle 'n bietjie stoetas toe. Ons is nou gedres en ons gaan na 'n plek toe stoetbil. Stoetas. Ek ken dit nie. Die vibe is lekker. Daar's freaking baie mense. Ek dink soos 2000. So vir die wat nie weet nie, dit is 'n massive kuierplekkie in Pretoria. Dis nogal overwhelming. En hulle trek nogals aandag. Hierdie gekyk na ons was nou een te veel vir my want almal
het vir ons gekyk. Almal is daar in rugby treie en ons is daar in ons black and bling. En soos het bietjie uitgestaan. Ja, of dis maybe omdat daar 'n camera crew is wat julle agtervolg die hele tyd. Just a thought. En ja, daar flirt so 'n bietjie manne met hulle. Wie wil nie met ons flirt nie? I mean, het julle gesien hoe lyk ons? En dan dans hulle. Ek is regtig bly, almal het dit so geniet en almal het lekker gekuier en bietjie uit hulle vel uitgeklim. En dit staan dit. So ja, ons moet nou musiek huis toe gaan. 'n Episode sonder drama? What? It's kind of refreshing, honestly. Maar ja, dis dan dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En gaan kyk die show na die show, want ons interessante gaste die week. En ons sien julle volgende keer met nog 'n Val Riviera recap. Dis al van my kant af. Bye!